Pieter het Sondag met ons gesels oor hierdie storie waar Jesus aan die disippels verskyn en dan later as Thomas by is, dan verskyn hy weer. Maar iets interessant wat ons in hierdie storie optel is dat Jesus vir hulle sê vrede vir julle. En later dan sê hy weer vrede vir julle en 'n derde keer vrede vir julle. Wat wil Johannes vir ons wys? Johannes skryf altyd so, hy gebruik aspres sekere woorde. Hy wil iets vir ons vertel. Nou die woord vrede, wat soos julle weet in die Bybel, is baie keer die woord shalom, wat ook beteken heelheid. En ek het gewonder nou, wat maak 'n mens hiermee in terme van ouerskap, as ons hierdie moes toepas op ouerskap? En ek dink, die belangrike deel van hierdie storie is, Jesus wat vir Thomas nooi en sê, maar kom sit jou vinger in my wonde. Kom sit jou hand in my sy, sodat jy kan sien, sodat jy kan glo. En dis vir my so mooi, want heelheid en wonde hier in dieselfde storie. Johannes net so slim. En ek wonder, as ons dan vanuit 'n ouerskap perspektief na hierdie storie kyk, wat sê ons vir mekaar? Ons sê dalk dat ons heelheid beteken nie perfeksie nie. Ons is maar net ouers. Ons is maar net gewone mense wat kinders gekry het en na die beste van ons vermoë hulle probeer grootmaak. Maar dit beteken dat partykeer ooreageer ons. Dit partykeer beteken dat partykeer maak ons 'n verkeerde oordeel of 'n verkeerde besluit oor 'n ding en dan moet ons partykeer vir ons kinders kan sê, "Is pappa is jammer. Ek is jammer, ek het hier 'n fout gemaak of ek het hier ooreageer of ek het hierdie situasie verkeerd gelees." So dalk is daar iets van ons heelheid wat so nou verbind is aan ons wonde. Dat daar 'n stuk heelheid kom wanneer ek my wonde kan aanvaar en eerlik daaroor kan wees. En dit laat my kind dalk toe om ook te besef, dis oukei. Ons is gebroke, ons is nie perfek nie. En dalk is dit die beste vorm van heelheid wat ons ooit vir ons kinders kan gee. Kom ek bid vir julle daarvoor. Here Jesus, dankie dat U nog nooit perfeksie van ons gevra het nie. En dat U nog steeds heelheid vir ons kom aanbied. Dankie dat U genade en U geduld met ons so groot is en dat U aanvaarding ons met ons wonde nie net aanvaar nie, maar gebruik tot eer van die koninkryk. Amen.